In Handelinge 13 spreek Paulus die Jode toe daar in Antiochië. Dit is eintlik 'n bekeringsboodskap. Hy sê in vers 38 en 39, julle moet dus weet, broers, dat dit deur hierdie man, bedoelende Jesus Christus, is dat die vergewing van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo deur hom geregverdig word, van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. En dan lees ons dat Paulus later vir die Kolossense gemeente skryf in hoofstuk 2, vers 9 en 10, want in hom, in Jesus Christus, woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. En in hom, wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. In van die Engelse vertaling staan daar, in him you have been made complete. En dit is letterlik wat dit in Grieks ook beteken. Dit is die goeie nuus van genade in Christus. Elkeen wat God se uitnodiging aanvaar, elkeen wat glo, het ons in Handelinge 13 gehoor, is deur Jesus Christus se afgehandelde versoening geregverdig. Dit beteken vrygespreek en vir God aanvaarbaar verklaar. Hier in Kolossense 2 stel Paulus dit net nog sterker. Daar het ons gelees dat hy sê, in Christus is ons kompleet gemaak, volgemaak, volkome vrygespreek. Ek en jy is duur gekoop en ons is nou permanente lede van God se familie. Jy is veilig in God se familie. Die skrif sê, jy is uit God gebore. Jy is God se eie kind. Ons lees hierdie waarheid op verskillende plekke in die Nuwe Testament. Hoor byvoorbeeld Romeine 8, vers 16 en 17. Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. In die Grieks is daar 2 woorde vir kinders, paidion en teknon. Paidion is kinders in die algemeen, maar hierdie woord hier in Romeine 8 is teknon, wat letterlik beteken seuns. Dit is 'n belangrike onderskeid, want in die Bybelse tyd was die seuns die erfgename. Natuurlik is dit nou vir broers en susters. Hoor net hoe mooi klink hierdie gedeelte in Engelse parafrase. Die Heilige Gees maak God se vaderskap vir ons waar, en hy fluister in ons binneste, in ons gees. Jy is God se geliefde kind. En aangesien ons sy eie ware kinders is, kwalifiseer ons om in al sy skatte te deel, want ons is inderdaad erfgename van God self. En aangesien ons aan Christus verbonde is, erf ons ook alles wat hy is en alles wat hy het. Ons sal saam met hom verheerlik word, mits ons sy lyding as ons eie aanvaar. Daar is niks in die Bybel wat meer wonderlik as dit kan wees nie. Genade het voormalige rebelle in prinse en prinsesse verander, wat deel het in die erfenis saam met Jesus Christus. En daarom glo ons heel hartig die woorde van Jesus daar in Johannes 10 vers 28 tot 30 waar hy sê, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat U, elkeen wat in U glo, U kinders gemaak het, U eie kinders. Dankie Here Jesus dat U verklaar het, dit is U wat die ewige lewe aan ons skenk, en dat ons tot in ewigheid nooit verlore sal gaan nie. Niemand kan ons uit U hand ruk nie. Ons prys U daarvoor. Ons aanbid U, o God van liefde. Amen.